Ek moet weer oor die potjie met julle praat. Interessant hoeveel keer die Here in sy woord, in Jesaja en in Esegiel en in die Nuwe Testament, ons gaan lees in Korintiërs, waar die Here sê, maar ons is soos potjies, wat maklik kan breek. Groet julle vanmôre. Ek het besef, ek kan nie die potjie stukken los nie. Ek gaan hom moet regmaak, anders is daar 'n stukken plek in my hart. En maar weet julle, toe ek nou die potjie begin regmaak, toe sien ek hy's aan die binnekant verskriklik vuil. Hy's vol stof en gemors en is seker maar omdat hy 'n baie nou bekkie het en binnekant al die jare, 60 jaar, né? Terug as jy nou dink ek was 5 jaar oud, eintlik langer, 62 jaar. Het hy maar vuil geword binne en daar het merkies gekom. En skielik tref dit my, partykeer moet 'n ou breek, sodat die vuil wat binne is, skoongemaak kan word. Ons schaar ons maar almal goed op. Ons praat, die ou boere praat van die geraamtes in die kas en ons steek dit partykeer so diep. Partykeer is dit nodig, want dan kan God werk. En as jy hom deel maak, ek dink dit is ten goeie meewerk. Die potjie gaan nooit weer dieselfde wees nie, maar ten minste kan God dan help om binne skoon te maak en weer perspektief te gee. Kan die krag van die kruis weer vir ons sigbaar word, die genade, wat Paulus sê, Here, hoekom vat jy nie hierdie doring uit my vlees? Sê die Here, maar my genade is vir jou genoeg. Jy's 'n groter getuie vir my, so half met die merke op, as sonder die merke. Kan ek vir julle lees hierdie pragtige gedeelte? Paulus skryf ook daaroor. Ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte. Die alles oortreffende krag kom van God en nie van ons nie. Op elke manier word ons onder druk geplaas, maar ons is nie verpletter nie. Ons is verward, maar nie wanhoopig nie. Ons word vervolg, maar net nie in die steek gelaat nie. Platgeslaan, maar nie vernietig nie. Ons dra altyd die sterwe van Jesus in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar word in ons liggaam. Dit die pragtige woorde en jy sê, weet julle, as ek hier na my ou potjie kyk en ek lees hierdie woorde, dan sê ek, Here, die krag van Christus maak my weer heel. My ouma, ek was so lief vir my ma, sy het eendag vir my gesê, die dag wat 'n mens kan dankie sê vir die grootste breek in jou lewe, en seerkry in jou lewe, dan het jy 'n plek bereik wat min mense bereik, en ek dink dis hierdie ding wat sy bedoel het, is wanneer jy gestikkend is, dan kan God by die vuil in jou hart uitkom, by die dinge wat jou vashou, by die dinge wat jou oneffektief maak, by die dinge wat jou laat nie vergewe nie, en laat opstandig raak, en rebels raak, en snaaks laat optree, dan kan God skoonmaak, krag van God wat in ons, breekbare ou potjies. Maar wil ek sê, Here, dankie dat ek partykeer breek, dankie dat ek partykeer besef dat ek eintlik maar net stof is wat vergaan, en dat U eintlik die krag in my lewe is, dat en dit is vir my so wonderlik dat ek besef, maar die krag van Christus kan nie deur my beperk word nie. Die krag van Christus maak skoon, dit maak heel, dit maak rein. Dit bring jou op 'n plek waar jy weer jouself in die oë kan kyk. Doen dit, boeties en sissies.
En wanneer jy stukken is, en ek weet daar's van julle wat nou sit en kyk, wat 'n groot pyn het, en seer het, en hart wat in 1000 stukke lê, en jy weet nie wat om dit te doen nie, haal dit uit, gee dit die stukkies vir die Here, en sê, Here, is tyd om dit reg te maak, maar maak sommer die vuil wat binne is, Here, kom ons maak dit ook sommer net weer skoon. En weet, in jou is hierdie krag. Jy gaan nie plat geslaan bly nie. Jy gaan nie vir altyd stikkend wees nie. Jy gaan nie jou hoop verloor nie. Skryf hy dit nie so mooi nie. Hy gaan jou optel. En hy gaan jou heel maak met die ou merkies. As ek hom so by mekaar sit, dan sien ek Here maar die ou merkies sit daar. Hulle gaan nooit weggaan nie. Maar sy hand is hierin, en dit werk vir my en jou ten goeie mee. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Maak nie saak wat mense vir jou kom sê nie. Ons God het jou so oneindig lief. Hy het my so oneindig lief, dat hy my vat met al my foute, met al my tekortkominge, met al my skewe paaie, en met al my afdwale. En hy kom maak my weer heel. Mag dit vir jou 'n wonderlike, vertroostende, verrykende woord vanmôre wees. Ek met my ou tombola bekertjie wat 66 jaar oud is. Amen.